Geen mens kan in krisistye self tot bedaring kom nie. Dit kan net gebeur as jy 'n bepaalde perspektief op die situasie het. Die Here se opdrag om te bedaar kom daarom saam met die tweede opdrag en erken dat hy God is en weet dat hy God is. Ons lees verder uit Psalm 46 vanaf vers 7. Nasies kan raas en koninkryke kan wankel, maar as God sy stem laat hoor, smelt die aarde weg. Die Here die Almagtige is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Kom kyk wat die Here gedoen het, watter ontsettende dinge hy op die aarde tot stand bring. Die oorlog oor die hele aarde laat hy ophou, pyle en boë verbreek hy, spiese slaan hy stikkend, oorlogswaans verbrand hy met vuur. Bedaar en erken dat ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here die Almagtige is by ons, die God van Jakob is ons beskutting. Amper soos 'n ma wat na 'n klein kindjie in haar vrees en paniek toe kom en die opdrag gee dat sy nie moet bang wees nie, deur haar te herinner aan wie sy die moeder is. So kom die Here se opdragte uit Psalm 46 saam. Bedaar en weet dat ek God is. Vertroue volg immers op kennis. Kalmte kan net daar wees as jy weet wie God is wat jou beveel om kalm te wees. Eers met kennis kom vertroue. Weet dat ek God is. Maak inligting bymekaar, vind uit, dink na daaroor, oorweeg die feite, kom tot 'n konklusie. En as jy dit doen, sal jy vertroue hê, sal jy bedaar in krisistye. Psalm 46 bevat 'n ryke Godsopenbaring. Weet dus die volgende van God. Hy is die Almagtige, die Here van die leerskare, vers 8 en 12. Hy is God wat magtig is om hoog en hoog bo die nasies is. Hy is groter as al die nasies en die volke. Hulle kan maar raas, die koninkryke kan maar val. Maar as God sy stem laat hoor, dan smelt die aarde weg, vers 7. God is dus ook groter as die natuur. Hy heers daaroor, in so 'n mate dat selfs die vaste dinge in die natuur, soos 'n berg, deur hom in die see gestort kan word. Vers 2 tot 4. Hy spreek net, en dit het geskied. God is ook 'n God wat einde aan oorlog maak. Vers 9 tot 10. Hy het dit gedoen. Hy het sy seun gestuur as vredevors na hierdie wêreld, om vrede te maak. Daar gaan 'n einde kom aan die krisisse en die oorlog wat mense veroorsaak en waaronder jy dalk nou ly. Nog meer, hierdie God is bereikbaar, vindbaar. Hy is teenwoordig in die lewe van sy mense. Hy is vir hulle 'n toevlug, 'n beskermer. Hy is 'n helper, hy is 'n beskutting. Hy is altyd bereid om te help. Ook in die nood is hy sommer net hier naby, beskikbaar en gewillig. Hy is 'n omgee God, die God van Jakob, wat sy kind ontmoet en saam met hom op 'n pad gaan. As dit dan alles waar van die Here ons God is, as dit dan die God is wat ons ken, persoonlik in Jesus Christus ken, as dit dan die God is met wie ons in 'n verhouding lewe, die God wie se Gees in ons woon, as dit so is en genadiglik is dit so, bedaar dan. Kom dan tot ruste. Laat sak die arms en die vuiste, hou op veg, wees lui in hierdie saak. Laat gaan, gee oor, moenie bekommerd wees. Die Here, die Almagtige, is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Goeienaand.